Wel vriende, dis weer daai tyd wat ons kyk na teologie en spesifiek na lering van hierdie kerk wat homself in Pretoria bevind en ek is net weer eens so verbaas dat mense sekere dinge net sluk en nie regtig deurkyk nie. En sodoende, ja, staan ons vandag weer, ons kyk bietjie na Christ in Me International, Christ in Me Collective, wat hulle self ook al noem, en ons kyk ook spesifiek na die lering van Niels Labuschagne aangaande die persoon en die werk van Jesus Christus. Nou daar sekere breekdele wat hy aanvat en sekere dinge waar hy gesels, spesifiek as hy praat oor die drie-eenheid ensovoorts. En ons sal bietjie praat oor alles daai wat hy noem. Maar in hierdie reeks waar ons dit wat hy oor praat bietjie na kyk, kyk ons na sekere van sy leringe en ons sien die volgende. Matteus 27 vers 46 sê, teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Het Jesus homself verlaat? Nou vriende, weer eens, jy weet, dit is die rede hoekom ek na hierdie leringe kyk, en dit is vir my baie interessant as jy deur mekaar raak met unitariese groepe wat spesifiek gevoel het dat Jesus nie God was nie, dan is hulle gewoonlik, het hulle almal dieselfde teenstand en dieselfde argumente wat hulle gebruik aangaande die werk en die persoon van Jesus Christus. Maar jy weet, in hierdie lering om te sê dat Jesus het hom vir self verlaat aan die kruis, want as Jesus God was, roep hy homself aan, en dit bewys dat hy nie God was nie. Jy weet, dit is regtig om die skrif te lees met een oog toe, en spesifiek hierdie vers wat uitkom uit Matteus 27, wat ons duidelik sien waar Jesus uitroep na die Vader, en hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Daar's 'n paar dinge wat hier gebeur, maar voor ek bietjie net daai dinge verduidelik van wat gebeur, en ons die teksvers moet lees, is dit baie belangrik om te weet dat in kerkgeskiedenis was daar gnostisie, en hierdie gnostisie was inteendeel vroeg in die kerk, het dit plaasgevind, en daar sekere groepe wat opgestaan het, en hulle het probeer om die Griekse konsepsie van waarheid, van goed en sleg, onderskeid te maak tussen die, en om so te doen, het baie van hulle sekere van die dinge begin interpreteer aangaande Jesus wat nie regtig ortodoks was nie. So die eerste ding wat die gnostisie geleer het, is dat daar's 'n skeiding tussen die materiële, wat die sleg was, en die geestelike, wat vir hulle goed was. So die kernidee aangaande Jesus vir die gnostisie was dat Jesus se liggaam was nie werklik menslik nie, of die ander kant waar hulle sê sy goddelike natuur het nie werklik gelei nie. En spesifiek oor die kruis, as jy 'n bietjie kyk na die geskiedenis, dan is een van die vroegste sieninge is, ons noem het Docetisme, en Docetisme kyk spesifiek en sê dat Jesus het die skynbaarheid gehad van 'n menslike individu, maar hy was nie regtig mens, hy was waarlik net gees. Dis die eerste siening, maar 'n ander interessante siening het 'n gnostiese groep met die naam van die Cerinthians geleer dat Christus spesifiek was een wat met die Christus gees gelewe het, wat op hom neergedaal het by sy doop, en voor sy kruisiging het hierdie Christus gees hom verlaat. En dan staan hierdie gees nou op 'n distansie en kyk na hierdie Jesus wat op die kruis is, en basies sê hy, jy weet, half met 'n lagende gees, dat, jy weet, hy's nie die een wat ly nie, maar die Jesus is die een wat ly. So dis sterf nie die mens Jesus, maar nie die goddelike Christus nie, maar daar's twee individue. En wat baie interessant is, die rede hoekom ek dit noem, is ek het al beklemtoon in die verlede dat Christ in Me het baie dieselfde tipe siening aangaande Christus, en jy kan kyk na die video's om te sien hoekom ek dit sê. Maar baie interessant, ek het 'n bietjie gepraat oor wat gebeur met Jesus as hy aan die kruis sterf, en daar's 'n paar dinge, en vir die rede van tyd sal ek net 4 noem, maar in die eerste plek, die eerste ding wat ons sien is Jesus haal woorde aan uit Psalm 22. En dit is nie 'n likrate uitroep nie. In Psalm 22 kan ons sien dat die skrywer beklemtoon die verlatendheid, en hy beskryf die oorwinning en die vertroue in daai verlatenheid. En sodoende Jesus doen dit aan die kruis met 'n doel. Hy wys aan dat hy die lydende Messias was wat die skrif vervul. En dit is die beklemtoning van wat Matteus hier so basies doen. Hy wys ook vir die Jode, wat natuurlik sy boodskap sal lees, dat luister, dit is Jesus die Messias hier, soos dit voorspel was in Psalm 22 en 23 van sy kruisiging. Sodoende
is dit die Messias wat Jesus is. Die ander ding is ook wat baie interessant is in 2 Korintiërs 5 vers 21, ek het baie daaroor gepraat, kan ons sien dat daar is 'n werklike realiteit van Jesus wat die gewig van sonde op homself neem. En so, ons kan sien dat Paulus skryf dat God het hom wat geen sonde geken het nie, het God hom sonde gemaak. So ons kan sien dat Jesus het daarvoor die volle oordeel en die afstand beleef wat sonde bring. En die verlatenheid wat hy dan op die kruis ervaar, is as gevolg van hom wat daai realiteit ervaar. En dit is iets wat ons nie regtig oor praat nie, en ek dink ek het ook gesê deel om my skrifte te weerlê nie. En dan derdens, as ons kyk na Jesus se plaasvervangingsrol vir ons, is dit baie interessant, want hy roep, my God, omdat hy met ons identifiseer, en hy neem ons verlore toestand op hom, en sodoende voel hy presies wat ons sou gevoel het, in ons vervallenheid, en dis baie belangrik. Maar ek dink dan, 'n vierde een om regtig te noem, is die feit dat die drie-eenheid hier beklemtoon word, en die aantuiging wat Niels eintlik onderlyns maak, is wel, ons sien hier so dat hier is die drie-eenheid word basies opgebreek, want Jesus vernoem homself as die een wat homself distansieer van God, en sodoende God die Vader, wat ons glo, dit is wie Jesus aanroep, is alleenlik God, en Jesus is nie God nie. Maar dis baie interessant om te sien dat die skrif wys ons weer oor en oor, en as jy kyk na Matteus 28 vers 19, dan sien ons duidelik laat Matteus verstaan, daar's Vader, Seun en Heilige Gees onder een naam, en die wese van God is een wese met 3 persone wat dit verteenwoordig. En ons kan sien nie, dat dit is die Seun wat die belewenis van sy Vader se naby, terwyl hy ons oordeel dra, beleef vir ons, as die perfekte middelaar. En dit is wat ons glo in Christelike teologie, is ons sê, ja, as ons kyk na hierdie Jesus, sien ons duidelik dat daar is in hom die waarheid van die ervaring van die mens, die gevalle mens. En hy het ons sonde op hom geneem, maar hy was nie sondig nie, hy was 'n lam sonder vlek, en sodoende bepaal hy vir ons die redding, en verteenwoordig ons, om ons na die Vader toe te bring, in ons menswese as die perfekte mens, maar hy reik uit, en weer eens, dit is 'n wonderlike prentjie, en ek het dit oor en oor gesê al, 100 keer, ek sal dit bly sê, Jesus Christus is die enigste man, wat in die hemel in kan reik, en God die Vader ons voor God die Vader kan bring in sy goddelikheid, maar hy is die enigste wat in die aarde in kan reik, en die mens kan red as die perfekte mens, en as die perfekte Adam, waarvan Paulus praat, in 1 Korintiërs 15. So ja, ons sien die prentjie, maar dit is nie die prentjie wat Niels se belangstelling, maar dit is die prentjie wat die woord vir ons uiteensit. So dit is baie, baie interessant. Handelinge 2:36, die hele Israel moet nou vas en verseker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. So Jesus het ook 'n skepper na die Gees gehad, wat hom 'n Here en 'n Christus gemaak het, na die Gees. Hy was dit dus nie gebore nie, hy moes dit word, hy het 'n God nodig gehad om hom te help. Vers 13, het God 'n Vader? Mag miskien snaaks klink as ek dit vra, maar Jesus het een gehad. Kom. Ja vriende, dit is weer eens 'n verskriklike interessante teks wat kom uit Handelinge 2:36, en dit sê die volgende, dat die huis van Israel dan seker weet dat God hom Here Jesus Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Wat baie interessant is as jy Handelinge 2 lees, en dit is vir my baie interessant, want as ek Handelinge 2 lees, dan lees ek in vers 32, en dit sê die volgende, het sê, God has resurrected this Jesus, and we are all witnesses of this. Wel, wat interessant is, kyk bietjie vinnig in jou Bybel, Jesus praat in Johannes 2 vers 19 aan, Johannes 10, 17 en 18,
dat hy homself opgewek het. En dan die Heilige Gees praat daarvan in Romeine 8 vers 11, byvoorbeeld dat dit is hy, die Heilige Gees, wat Jesus Christus opgewek het uit die dood. So daar is hierdie Vader in Handelinge 2, daar is hierdie verwekking van Jesus self, soos ons sien in Johannes, en dan die Heilige Gees self ook, wat deel maak van die opstanding van Jesus Christus, hierdie drie enige werk, wat baie interessant is, en dit is in Handelinge 2, en daar is ander dinge ook, maar gaan vir die tyd, net omdat die tyd bietjie min is, nie op alles gaan nie, maar dit klink op die eerste oog af, as ons net lees dat Jesus eers na die kruis Here geword het, volgens Nees, en as ons kyk wat die teks doen en bedoel, is dit baie belangrik om die teks te lees in sy konteks, en weer eens, waar die skrif sê, hy is gemaak, is dit baie belangrik om te sien wat die teks sê, want die teks sê nie, hy is geskep nie. As jy kyk na die Griekse woord gemaak, is dit epoisen, en in die Grieks beteken daai epoisen om aangestel te word, of om bevestig te word, of om geopenbaar gemaak te word. Met ander woorde, God het Jesus nie eers toe Here gemaak met sy opstanding nie. Hy het hom publiek bevestig as Here deur die opstanding en deur sy verheerliking. So, ons kan sien dat Jesus voor sy kruis was hy al Here gewees. Sien dit Johannes 1 vers 1. En so, die Vader bevestig en verklaar dit wat al reeds vir ons hierso duidelik was in die teks. So, dit is baie interessant, en dit is ook wat Paulus van praat in Filippense 2 vers 9, wat hy sê, daarom het God hom ook uitermatig verhoog. Dit is nie dat hy iets kry nie, wat hy nooit, of iets kry wat hy nooit gehad het nie, maar dit is iets wat sigbaar word en universeel nou erken word as gevolg van Jesus se werk aan die kruis. So ja, baie interessant dat hy dit so lees, maar kom ons kyk na die volgende een. So kom ons kyk na skrifte in die Bybel wat vir ons sê dat God groter of verhewe is bo Jesus Christus. Kom ons kyk na 'n paar skrifte. Markus 13:32. Markus 13:32. Maar van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel, of die Seun van God nie, maar net die Vader. Ek dog hulle is almal God. So daar is sekere goed wat net die Vader weet, wat die Seun ook nie weet nie. Maar is God. Uit Unitariërs se aanval is dit seker een van hulle voel beste aanvalle op ons, is om te sê, ja, jy sien, Jesus verwys in die woorde in Markus 13:32, ook in Matteus 24:36, dat hy het nie geweet wat die tyd of die uur is nie, en het is altyd vir my so verbasend, want weer eens, as Jesus sê, maar van daardie dag en uur weet niemand nie, selfs nie die engele in die hemel nie, ook nie die Seun nie, maar net die Vader. Is daar baie maniere om dit te verduidelik, maar vir my is die maklikste manier om dit te verduidelik, om te sê, kyk wat Jesus sê in Handelinge 1 vers 7. Handelinge 1 vers 7, sien ons duidelik dat Jesus praat, wel sy disippels praat van die tyd en uur, hulle vra vir Jesus, hulle sê, Here, wanneer gaan jy nou hierdie dinge laat by mekaar kom? En dan sê Jesus, hierdie dinge is weerlê en uitgelê deur die Vader se autoriteit, nie die Seun nie. En sodoende kan jy sê dat as Jesus hier praat in hierdie teks, praat hy vanuit sy menslike natuur, as die perfekte mens is dit nie sy plek om te praat namens die Vader nie, want die Vader is die een wat basies die tye uiteensit waarvan ons moet wees, en waarvan sy disippels moet weet. Ook die ander ding is wat vir my baie interessant is dat, as ons kyk na die sentrale punt van die vers, is dit nie om sy natuur vir ons te verduidelik nie, dit is, Jesus praat spesifiek oor die gereedheid. So Jesus se fokus is nie 'n teologiese stelling oor sy kennis nie, maar om te sê, niemand weet wanneer nie, so wees gereed. En ek dink dit is die punt wat Jesus probeer maak. Maar ja, baie interessant, as jy kyk na Handelinge 1 vers 7, as jy kyk na daai hoofstuk wat Jesus probeer sê, ek dink is dit juist die punt. So kortliks, dit is nie dat Jesus nie weet wat wys dat hy nie God is nie,
maar dit wys vir ons dat die Seun verwek en praat spesifiek oor die feit dat dit is die Vader wat deur sy autoriteit sekere dinge in plek sit en sekere tye in plek sit. Dit is nie die Seun se werk nie. En sodoende sal die Seun homself nie met daai bedelighede bekend maak nie. En ja, Jesus as die perfekte mens het homself op 'n manier in sy menslikheid beperk, sodat hy sekere dinge nie geweet het nie. En sodoende het hy seker gemaak dat hy as 'n waarlike mens hierdie goddelikheid wat in hom bedeel was, gebruik om dit te oorskryf wat die Vader se prerogatief was nie. So ja, baie interessant. En weer eens as ek daarna kyk, dan dink ek myself, lees net 'n bietjie verder. Maar ja, kom ons kyk na die volgende een. Openbaring 3:12, Jesus aan die woord, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem wat uit die hemel van my God uit neerdal. Ja, weer eens Openbaring 3 vers 12, sê Jesus, ek sal op hom die naam van my God skryf, en sodoende, ja, sal baie mense wat nie die woord verstaan nie, sê, ja, jy sien, Jesus wys hier, dat hy sal die verbondsnaam van God skryf op die wat aan hom gegee is, en weer eens op die oppervlak lyk dit asof dit beteken, Jesus is nie God nie, maar soos met die ander tekste, moet ons dit binne die hele Bybelse en teologiese raamwerk verstaan. So eerstens, wat baie belangrik is Jesus praat as die verheerlikte Messias, as ons middelaar. En selfs na sy opstanding bly Jesus die mensgeworde Seun, die middelaar tussen God en die mens, volgens 1 Timoteus 2 vers 5. So as Messias staan hy in 'n verbondsverhouding met die Vader, en hy kan dus sê, my God, want hy is die een wat as hoof staan vir die menslike ryk, wat hy red, as daai verbondsverhoudingshoof. En sodoende is dit nie vreemd vir die Nuwe Testament om dit te noem nie. En weer eens, ons kan sien byvoorbeeld hoe Jesus daai verbondsverhouding beklemtoon in Johannes 20:17, waar hy na sy opstanding vir sy disippels sê, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. So hierdie taal is konsekwent, en dit wys dat die waarlike menslike verhouding tot die Vader van Jesus Christus vir ons beklemtoon wat sy verbondsverhouding was. Maar dit wys nie dat hy minder as God in wese is nie. En net vir die wat dalk bietjie van die ander lering in die ander video's wat ek gemaak het gemis het, ons sien baie duidelik dat daar's die twee nature van Christus, en ons kan sien dat Johannes 1 vers 1 byvoorbeeld vir ons duidelik sê dat Jesus was ten volle God, hy was God man. Vers 14 van Johannes 1 sê dit vir ons, hy het as 'n mens onder ons kom woon, wat 'n baie mooi prentjie is. So as mens aanbid hy die Vader, maar as God word hy self aanbid, volgens Openbaring 5, waar die lam aanbid word. En as jy bietjie kyk na Openbaring 5, kan ons sien dat die lam kry die hoogste vorm van aanbidding, wat ek oor gepraat het in die vorige klippe ook. So daar is die onderskeid tussen die individue van die een God en die drie eenheid. So die Seun is nie die Vader nie, so daar is dus 'n werklike verhouding waar die Seun tot die Vader kan spreek as my God, sonder om sy eie goddelikheid te ontken. En dit is wat ons sien in hierdie vers. Daarom duidelik, né? 1 Korintiërs 11 vers 3. Maar ek wil hê dat julle weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Ja, weer eens, hierdie skrifgie verwys na 1 Korintiërs 11 vers 3, waar Paulus skryf dat die hoof van elke man is Christus, die hoof van elke vrou is die man, en die hoof van Christus is God. En ja, ek weet Unitariërs is mal oor om te wys dat hierdie vers baie duidelik vir ons wys dat Jesus minder as God is. Maar ek dink, dit is nie wat Paulus bedoel nie. Paulus sê in ander plekke baie eksplisief dat Jesus wel God is en een is met God en in sy autoriteit staan. Maar as dit praat van die een wat die hoof is, wat die Vader is, kan ons sien dat die hoof spreek van orde en rol. Dit spreek nie van 'n minderwaardigheid nie. Nou, as jy kyk na die Griekse woord hoof, is dit die Griekse woord kephale, en dit dui op 'n funksionele orde en nie op die wese of natuur van die individu nie. So, die woord self spreek van 'n funksionele verhouding tussen twee individue. En dit is wat Paulus hier doen. Hy wys dat die man is die hoof van die vrou,
maar die vrou is nie minder mens nie. Sodoende wys hy dat God is die hoof van Christus, die Vader sal ons sê, maar weer eens, dit beteken nie Christus is minder as God nie. So, en dit is wat ons verwag as ons kyk na die teks, as ons sien, dan pas dit by Jesus se sending as seun. Hy het hierdie ondergeskikte rol teenoor die Vader, volgens Johannes 5, vers 19, Filippense 2, waar hy vrywillig sy funksionaliteit en sy wese van God neerlê, om die doel van verlossing af te handel vir ons as die perfekte Adam en die perfekte mens. Ons sien baie keer in die teks dat dit is wat ons na moet uitkyk, en dit is wat die woord sê. En wat interessant is in 1 Korintiërs 15:28 sien ons dat die seun homself nog steeds aan die Vader onderwerp. Nie omdat hy minder is in sy wese nie, maar omdat hy die verlossingsplan voltooi het en daai rangorde van dit wat geskied het en die werking van ons saligheid as die seun van God, dat hy daai orde beklemtoon en in plek hou. En dit is baie mooi, en dit is iets wat ons regtig na moet kyk in die skrif. Maar ja, dit wys in geen manier as ons hierdie teks lees dat Jesus in homself minder was in enige manier nie. Johannes 14:28. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. Daar's 'n groter God en 'n kleiner God. Skets is verkeerd. Ja, vriende, die idee dat daar 'n kleiner en groter God is definitief nie die idee van monoteïsme nie. En ek kan sien wat die vraag probeer doen, en die kort antwoord is nie in die wese van God nie. Die Bybel leer konsekwent dat God een is, en dat hy nie verdeel is in vlakke of grade nie. En sodoende as ons die Bybel sien dan en lees, verwerk die Bybel die idee dat daar meer as een vlak in God is. So die Here ons God, ja, hy is die enige God, maar daar's nie 'n hiërargie van goeie nie, daar's net een ware God. En as ons na daai God kyk, sien ons baie duidelik dat Jesus in sy funksie van redding, volgens Johannes 14:28, sal hy sê, maar die Vader is groter as ek. En dit beteken weer eens nie dat die Vader 'n groter God is nie, maar dat Jesus weer eens in daai toestand in 'n rol praat tydens sy inkarnasie waar hy homself verneder het. En ons vind daai rol in Filippense 2. Paulus praat baie mooi daaroor in vers 6 tot 8. En hy vat 'n dienende posisie aan, en hy kom na ons toe om ons te dien in daai posisie wat hy ingeneem het. So die vraag gaan eintlik oor die wese en die rol van Jesus Christus, en dit is 'n sleutel om te verstaan wie Jesus Christus is in vergelyking met sy Vader. En as ons kyk na die wese en rol in die drie eenheid, is daar sekere rolle wat vervul word deur die drie enige God, deur die Heilige Gees, deur die Seun, deur die Vader, wat die ander nie vervul nie. Maar die rolle is hoe hulle werk, want daar is 'n orde in die drie eenheid van die Vader, maar die Seun onderwerp homself aan die Vader, en hy sê in 'n funksionele rol, en dit wat hy doen is gebaseer op die feit dat hy 'n sekere funksie het in wat hy doen en vervul. Maar ontologies in sy wese is Jesus nog steeds God. Hy is nie 'n groter God of 'n kleiner God nie. As ons kyk na Johannes 1 vers 1, Johannes 20 vers 28 van die versies wat ons al genoem het in die verlede, kan ons sien dat dit bots al derentyd met Bybelse monoteïsme. En dit is iets wat Paulus regtig nie toeskryf, spesifiek as hy praat in Filippense 2 van die grootheid van Christus en sy onderworpenheid aan die Vader, en dan weer eens sy rol wat hy inneem na sy opstanding nie. Glad nie. So ek dink die aantekening sit bietjie die pot mis. Ek wil met ons 2 of 3 skrifte vinnig hanteer wat mense quoteer en wat hulle laat struikel en sê, "Jesus, maar dit lyk dan of daar iets staan in die Bybel van 'n drie enige God." So kom ons kyk na 'n paar algemene skrifte. Die eerste ene wat ek wil hanteer gou is Matteus 28 vers 19. Sien wat ons baie goed ken, veral as jy in die Pinksterkerk groot geword het, is die doopskrif. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om te onderhou alles wat ek julle beveel het. Matteus 28 vers 19.
Nou neem kennis, let op. Daar staan nie, maak disippels in ons name nie. Gaan dan heen, maak disippels, en doop hulle in die naam van. Daar staan nie, en doop hulle in die name van nie. Daar staan, doop hulle in die naam van. So hy sê nie, gaan maak disippels in ons name nie, dis die eerste punt wat ek wil maak. Verder sê het ook nie, maak disippels in die naam van die Vader, en in die naam van die Seun, en in die naam van die Heilige Gees, asof dit op 3 verskillende gode dui nie. Verder sê dit ook nie, en doop hulle in die name van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees nie. Staan ook nie daar nie. So kan ek weer vir jou sê, hierdie skrif sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis een naam. So 'n naam beteken autoriteit. Naam beteken autoriteit. Daar kan byvoorbeeld baie werknemers wees, sê nou maar by Sanlam, en dan kom 'n Sanlam verteenwoordiger klop aan jou deur en hy kom verkoop aan jou 'n polis. Dan staan hy daar in die naam van Sanlam. Hy staan daar in die naam van Sanlam. Al het Sanlam 5000 werknemers. Hy staan daar in die naam van Sanlam. Want Sanlam staan vir 'n sekere autoriteit. Wanneer 'n verkeerskonstabel jou aftrek, jy bietjie te vinnig gery, dan spring hy vir jou motor in, hy steek sy hand op en hy trek jou af, want hy steek sy hand op in die naam van die gereg. Dis een naam. Dis nie 3 name nie. Daar's een naam. Hou vas, ek is op pad na 'n plek toe. Een autoriteit. Ja, dit is weer eens baie interessant om te dink dat Niels gebruik hierdie woorde in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees om te beskryf dat daar waarlik in hierdie formulering net een naam is, en omdat daar 'n enkelvoud naam gebruik word vir Vader, Seun en Heilige Gees, dat hulle basies in 'n orde beklemtoon word wat anders is. En ek dink dit is juist wat Matteus doen. Matteus skryf vir ons weer eens, dit wys vir ons die enkelvoud wat hy van praat in die naam, en dan noem hy die name, dis die Vader, Seun en Heilige Gees. Dit wys ons dat dit is nie 3 aparte losgrode nie, en hy sê ook nie 'n meervoud name nie, hy sê in die naam, so dit gebruik die een naam wat wys op die een goddelike wese, die een autoriteit wat al 3 van hierdie beskik. En tog is hy baie veilig in hoe hy die Vader, dan die Seun en die Heilige Gees onderskei, né? As hy hierdie samesmelting en hierdie onderskeid bymekaar bring. So as hy oor die naam praat en die onderskeid van die 3 name wat hy net noem, dan doen hy dit doelbewus baie mooi uiteengesit. So, wat beteken naam hier? In die Bybelse taal beteken die woord naam meer as net 'n etiket, maar dit wys weer eens 'n gesag en identiteit, en weer eens dit wys vir ons die wese van wie God is. En sodoende om in die naam van God gedoop te word, beteken om in verhouding te tree met die een God, soos hy homself openbaar as Vader, Seun en Heilige Gees. En dit pas so mooi met die Nuwe Testament en die res van die lese van die skriffies wat ons kry in die Nuwe Testament. Ons sien die patroon so mooi uiteengesit, dat daar is een God, sien monoteïsme, totaal en al word in stand gehou, maar daar's 3 persone wat as God optree en geaanbid word in die Nuwe Testament. En dis Vader, Seun en Heilige Gees. En ek dink daar's nie 'n manier om van dit af weg te kom nie. Maar Jesus word onder eed gesit, die hoofpriester antwoord vir hom, en hy sê vir hom, ek besweer u by die lewende God, dat u vir ons moet sê ons, of u die Christus is, die Seun van God. Dis die vraag. Is jy Christus, die Seun van God? En Jesus antwoord, u het dit gesê. Onder eed, hy is die Seun van God. You were wrong. Ons was verkeerd. Ons was verkeerd.
As Jesus hier onder eed gelieg het, dan was hy nie die perfekte lam wat die sonde van die wêreld kon wegvat nie. Dan het hy sy eie sondes moes dra. Kom aan. Onder eed, ek is die seun van God. Ja, vriende, weer eens die idee dat Jesus besweer die feit dat hy die seun van God is en dat hy nie God is nie, is net belaglik, veral as jy die konteks lees van die skrifgie wat hy aanhaal. Interessant dat Jesus onder eed sê hy is die seun van God. En met hierdie verhoor met die hoëpriester in Matteus 26, 63 en 64, sê die hoëpriester van hom, ek besweer u by die lewende God dat u vir ons sê, u is die Christus, die seun van God. En Jesus sê, u het dit gesê. En dan sê hy, maar julle sal die seun van die mens sien aan die regterhand van krag, en julle sal ook sien dat hy kom op die wolke van die hemel. Nou wat baie interessant is hierso, is Jesus voeg twee skriffies by mekaar by. Hy begin is met Jesaja 40, praat ook van Psalm 110, en hy bring die twee versies by mekaar. En in die een versie is dit die koningskap van Christus wat beklemtoon word, en aan die ander kant is dit hierdie goddelikheid, waar dit net God is wat op die wolke kom, spesifiek ook in die boek van Job, en kan ons sien dat dit is net God homself wat kom. Ek het intedeel 'n debat gehad met moslims 'n week of so terug, en ons baie daaroor gepraat, waar Jesus dan sinspeel ook op Johannes 7 vers 13, waar die seun van die mens wat kom nie net 'n goddelike gesag nie, maar hy vat dit verder. Hy sê, ja, hy vat die troon van sy vader Dawid. Hy neem daai plek en posisie in as die koning, die perfekte mens, wat die troon vat, wat vir ewig is. Maar hy is meer as dit. Hy is die God wat genoem word in die Ou Testament, Yahweh. En wat doen die hoëpriester? Dit is baie interessant. Die hoëpriester, wat hy doen is hy skeer sy klere, en hy sê, julle het self die laster gehoor, want hy weet dat Jesus het 'n unieke goddelike aanspraak gemaak op wie hy was, en dat hy nie net die gewone koning van Israel was nie, maar ook laat hy die een is wat met die wolke van die hemel sal kom, wat verwys na sy goddelike gesag en sy goddelike wese. Baie interessant, baie duidelik. Dit is inteendeel, veral as jy Markus 14 lees van vers 62 af, sê hy duidelik, hy gebruik die woorde, en Matteus doen dit doelbewus, van die Jode is baie attent op die feit, dat as hulle praat van Yahweh, spesifiek in die Ou Testament, is die Hebreëse woorde wat gebruik word in die Grieks se sintaks verwys na ego emi, ek is. En as ons kyk na Markus 14:62, dan praat Jesus van homself as die ek is, wat baie duidelik is. Daar's geen twyfel wat Jesus doen nie, en as die hoëpriester dan basies vir hom sê, jy het hierdie unieke goddelike aanspraak wat jy maak op wie jy is, sê Jesus nie, nee, wow, julle verstaan my verkeerd nie, ek is net 'n diensknegt van die Vader nie, wat waarlik God is nie, ek is net sy diensknegt nie, nee, hy hou daai titel, en hy sê, jy het gesê, dit is so Jesus in en van homself, maak dit baie duidelik, en attent, dat hy is God, en dan, dis baie snaaks, en in die einde, kan ons sien dat Jesus dit beklemtoon en duidelik sê hy is God. So ja, weer eens, mense, as ons kyk na al die versies, ons kyk na wat Neil sê, jy weet dan denk ek myself, wow, jy weet, daar's 'n wil om die teks verkeerd te lees en op net een manier te laat verstaan hoe dit is, en dis baie hartseer, want hulle mis die waarheid en die volheid van Jesus Christus. Jesus het sy anders om aan te dink, as Jesus nie God is nie, maar hulle aanbid hom, hulle het so mooi worship band, en hulle aanbid Jesus deurentyd, dan is hulle besig om 'n man te verheerlik, dan is hulle eintlik besig om die wet te breek, want hulle is besig om aan 'n man eer te gee, en God sê, geen man sal die eer vat van God nie. Maar ja, so, ja, ek hoop jy het geniet, ek praat bietjie sag vanaand, JJ slaap, ma slaap, môre is 'n suksese vakansiedag, volgende week Vrydag ook, dankie Here, dankie Jesus, ek preek volgende week by 'n kerk. Dit is wonderlik om met julle te kan praat oor hierdie, en ek sê weer eens, as julle hierdie video kyk, asseblief like, klik, subscribe, maar nie net nie, deel dit met iemand anders, val iemand wat in my kerk is, dalk sal dit hulle help. Ons het baie goeie stories gehoor, en baie mooi dinge gehoor van hoe mense
die kerk het gekom toe die Here hulle vrygemaak het, en ek bid nog steeds vir dit. Maar ja, ek hoop jy het 'n lekker week, ek hoop julle rus lekker, val op vakansie daar, en ons praat gou weer. Goed gaan.